Amen. Vader, dankie vir u woord. Vader, dankie vir u woord. Vader, dankie vir u woord, Jesus, wat ons kon vrymaak het van die dood. Wat ons kon vrymaak het van die leuen, van die vyand. Here, dat ons in u lig dan die lig sal sien. Vader, is my gebed vanoggend, dat elke hoorder sal agslaan op u woord. In Jesus naam, amen. As u Bybel by u het, dan maak u Bybel oop vanoggend by Efesiërs hoofstuk 6. En dan gaan ek lees vanaf vers 10. Welbekend, Efesiërs 6 vers 10. En ek lees vir ons volgend. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Kan ek het nog 'n keer lees? Eindelik, my broeders en susters, seuns en dogters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dan hou u dit oop, u hand daar by Efesiërs, dan blaai u saam met my na die boek van Lukas hoofstuk 9. Lukas hoofstuk 9. En ek lees vir ons vanaf vers 1 tot 2. En hy, Jesus, het sy disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om die siekes te genees, en hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Eindelik, broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En hy het sy 12 en hy het sy liggaam in 2017, my maand, het hy sy kerk saamgeroep en in hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om die siekes te genees. En hy het hulle saamgeroep, sy kerk, sy liggaam, om in 2017, my maand en verder. En hy stuur ons om die koninkryk van God te verkondig en om die siekes gesond te maak. Nou lees ons vanaf vers 11, Efesiërs hoofstuk 6. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, jou worstelstryd is nie teen die mens nie. Okay? Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. As jy met my, ons gaan terug na Lukas hoofstuk 9 toe. Lukas hoofstuk 9, lees saam met my.
Lukas 9 vanaf vers 1. En hy het sy disippels en hy het sy kerk saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om die siekes gesond te maak, siekes te genees. En hy het sy kerk uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Ons gaan terug na Efesiërs toe. Daar vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Vers 14. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges tot sover. Ek praat in die week met Lionel en juffrou. En in ons gesprek vra ek vir hom, wat is in jou kop? Wat is in jou kop? In ander woorde, wat is in jou skedel? Wat is in jou kop? Nou kan jy vir my sê, oë, ore, neus, sinusse, jou tong. Ek vra vir hom, Lionel, het jy 'n brein? Hy sê ja. Ek sê, wat maak jou brein? Hoekom het jy 'n brein? Wat maak jou brein? En hy kyk my aan, nie intelligent nie. Hy kyk my onintelligent, kyk hy my in die oë. Want as iemand skielik vir jou vra, wat maak jou brein? Dan kan jy vir 'n oomblik, maar net vir 'n oomblik kan jy dalk in, wat wil jy nou eintlik weet? Maar elke mens het 'n brein. En jou brein is in jou kop. Nou wat is jou brein? Wat akkommodeer jou brein? Jou verstand. Jou verstand is in jou brein. Nou wat is jou verstand? Is jou wil? Jou emosies? Kom kerk. Jou denke is in jou brein. Nou emosies. Elke mens is geskape met emosies. Jesus het ook emosies gehad, want hy het gehuil, hy het geween. En op 'n ander stadium het hy kwaad geword. Hy het nie gesondig nie, hy het kwaad geword. Maar dis hoe God die mens geskaap het. Maar voor die sondeval was hierdie emosies nie geaktiveer soos dit vandag is nie. So die sondeval
het jou emosies geaktiveer. En vir die duiwel om jou en my uit te haal uit jou oorwinning val jou emosies aan. Want as jy emosioneel onstabiel is, dan praat u en ek dinge wat nie in lyn met God se woord is nie. Het jy al agtergekom wanneer u emosioneel onstabiel is, dan gee u nie om wat u sê nie. U gee nie om hoe u praat en reageer en dink en optree nie. Jy sien, kind van die Here, dis hoekom die helm van verlossing. Baie mense, baie kerke, dit al hierdie wapenrusting goeders het hulle, en hulle sit op die helm om te verduidelik. Maar kind van die Here, ek wil jou volgens sê, jy kan maar vir jou 'n wapenuitrusting maak soos jy wil, jy kan hom in die kas insit, jy kan elke oggend kan jy hom aantrek, en ek sien wie trek jy hom aan, en 7:30 lê jy. Want jy sien, dis nie daar die wapenrusting, totdat jy nie openbaring het, dat Jesus Christus jou verlosser is, hy is die helm van verlossing, hy verlos jou van die aanslag van Satan teen jou denke, teen jou brein, jou verstand, jou wil en jou emosies. Totdat jy nie openbaring daarvan kry nie, kan ek jou verseker, ek kan jou 'n brief gee. En dis hoekom in vers 13 sê, as jy daarom nadat jy die stryd gestry het, staande kan bly. Nou, kind van die Here, daar kan omstandighede my en jou pad langs kom. Jy moet onthou, ons is emosionele wesens, of het nou manne en vroue is, dit maak nie saak nie. Manne het net soveel emosies as wat vroue het. Die manne beheer net baie keer hulle emosies beter as die vrouens, want die vrouens sê, the hell daarmee, let go. En die man sal nog probeer die ding aan mekaar hou. Verskoon die taal, maar ek het nie 'n beter woord. Daar kan beter woorde wees, maar ek wil die woord nie gebruik. Want dis hoe hulle reageer. Hulle gooi hande in die lug op, hulle hands op, en dan sê, laat dit nou maar so wees. Sien, kind van die Here, nou kom Paulus, en hy begin met vers 10, en as jy die boek Efesiërs verstaan, sal jy agterkom, dis die openbaarmaking van die kerk. En dit is hoekom Paulus begin in hoofstuk 1 vers 3 sê, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in Jesus Christus, soos in die hemele. Daarom sê Jesus, bid, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat u koninkryk soos dit in die hemel is, hier op die aarde wees. Jy sien, dit is geweldig belangrik vir my en vir jou in hierdie dag wat ons in lewe. Jy moet onthou, jy is geseënd. En die seëninge, al die seëninge, sal net in my en jou lewe manifesteer, as ons stewig gevestig en gegrond is in die woord van God. As u die woord nie ken nie, en Satan kom, en hy skiet sy pyle af, en dit gaan jou emosies tref, en jy weet nie wat besig is om te gebeur nie, dan klim jy van die waarheid af,
of as jy die waarheid het nie, dan is hy besig om jou in die leuen in te vat, en as hy jou in die leuen invat, kind van God, hy is die vader van die leuns, hy gaan jou doodmaak. Dis hoe hy funksioneer. En dis hoekom Paulus kom en hy sê, eindelik broeders, die woordjie eindelik beteken, kom nou tot die punt. Word nou kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die gordel van die waarheid is dat hy by en in jou is as jy tot wedergeboorte gekom. Dis die gordel, dis waarheid. Hallo, julle kyk my so aan, julle smile nie eens volgens vir my nie. Maar dis waarheid, die gordel van die waarheid sê, want Jesus is die weg en die lewe. So aan ander woorde, die gordel van die waarheid sê, hy is by my en hy is in my. En as ek die openbaring het van hom wat by en in my is, wat 'n demoon, wat 'n owerheid, wat 'n mag van die duisternis sal jy vrees? Niks. Maar eindelik broeders, eindelik susters, seuns en dogters, word nou kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. As daar tyd is wat God sy kerk roep om die oorwinning van die kruis en sy opstanding te demonstreer, is dit nou. Goed, ek voel, ek moet nog iets sê oor die gordel van die waarheid. Dieselfde boek Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bokant wat ek of jy kan dink of bid of dink deur die krag wat in ons werk, deur ons werk. Is dit waarheid? Is dit waarheid, kerk? Geliefde, u wat na my kyk, is dit waarheid in jou lewe? Jy sien, kind van die Here, dan moet ek en jy nou begin optree in die waarheid. Jy sien, want die koninkryk van God is, wat ons moet verkondig is dat God se soewereine heerskappy, mag en gesag in en by jou is. So dan moet 'n demonstrasie kom van die koninkryk van God, wat die koninkryk van die duisternis onder jou voete sit. Sodat u en ek en die kerk van ons Here Jesus Christus sonder vlek, sonder rimpel kan wees. Amen. En daarom, geliefdes, is dit belangrik om kragtig te word in die Here, om die godsdienstige geeste uit te kleer. Jy kan maak wat jy wil, jy kan wees wie jy wil. Ek bedoel, daardie magte het Jesus ook kom besoek. En elke slag het Jesus gesê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. So in ander woorde, Jesus het op waarheid gestaan. En hy het met waarheid gereageer. Godsdienstige geeste wil hê dat jy lyk soos die kerk, maar jy is nie die kerk nie.
Godsdienstige geeste wil hê dat jy rustig moet wees. En hy laat jou lyk en hy laat jou dink dat jy die kerk is. Maar jy is nie. Die kerk van ons Here Jesus Christus is 'n triomferende kerk. Sonder vlek, dis hoe hy kom. Hy kom vir 'n kerk sonder vlek, sonder rimpel. En daarom is dit nodig dat u en ek op die punt moet kom, dat ons waarheid moet vasgryp met alles wat binne in ons is. Want hierdie waarheid is nie 'n beld nie, sy naam is Jesus Christus. Ek en jy moet hom vasgryp, en ons moet sê, ons sal u nie los nie, soos Jakob toe by die Jabok rivier, toe hy met God gestoei het en gesê, ek sal u nie los, voordat u my seën nie, sal Here, ek sal u nie los, tot daai waarheid van daai situasie in my lewe deurbreek nie. Sal u nie los nie. Here, want u is die waarheid. Here, ek ken die waarheid van my situasie. En Here, u is die waarheid. En nou hierdie waarheid moet nou manifesteer in en deur my lewe. En in en deur sy kerk. Amen. En daarom is het belangrik, kind van God, dat ek en jy moet staande bly, nadat ons die stryd gestry het. So as 'n stryd te stry, jy kan maak wat jy wil, jy kan wees wie jy wil, hierdie goeders kom na jou toe, maar jy het oorwinning oor hulle. En daarom nie laat jou brein, jou emosies, moenie laat jou breins, jou gedagtes rondhardloop nie. Wanneer jou gedagtes begin rondhardloop, het jy moeilikheid. Want gewoonlik is jou gedagtes onordelik en baie keer vieslik. Kom kind van die Here. Waar kom oorspel vandaan? Waar kom egbreek vandaan? Waar kom diefstal vandaan? Waar kom moord vandaan? Hier. Omdat die gedagte toe hy afgeskiet is, omdat ons hom nie vasgevat het met waarheid en gesê, jy, jou moordenaar in die naam van Jesus, laat jy gaan. Ons sit met 'n geweldige probleem. Ons lyk reg, maar ons is nie reg nie. En daar's geen veroordeling in dit wat ek sê nie. Ek wil vir u iets wys, iets lees. Efesiërs hoofstuk 4. Ek wil dit vir u lees. Hy sê, Efesiërs hoofstuk 4, verdra my net 'n oomblik. Hy sê, gee net kans, ek is nou by jou, my oor gaan vinnig. Maar hy sê so, hy sê, ontwaak jy wat slaap, staan op, as Efesiërs hoofstuk 5, ekskuus hierso het ek hom nou, Efesiërs hoofstuk 5, vers 13-14, maar al die dinge wat deur die lig bestraal word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Nou hoor wat sê hy so, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Hoe begin hy sê, maar al die dinge word deur die lig bestraf, word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op by die dode en Christus sal oor jou skyn. Daarom
kind van God, ek wil vir jou vanoggend sê, geliefde toehoorders, ek wil vir u sê vanoggend, ontwaak, staan op, jy is nie kragteloos nie. Satan sal kom om assosiasie omstandighede met jou toe te bring om jou emosioneel onstabiel te maak. En wanneer jy emosioneel onstabiel is, ouers, dan tree jy onstabiel op. En jy praat onstabiele woorde en die hele appelkar word omgegooi. En jy lê onder die appelkar en jy sien net appelspat. Jou lewe spat uit mekaar uit. Ek wil jou vanoggend sê, ek wil jou vanoggend bemoedig, ek wil vir jou vanoggend sê in die naam van Jesus van Nazareth, staan op, skud die slaap van jou af, weg, ouers, en staan op, sê Here, ek word kragtig in U. Heilige Gees, Gees van waarheid, U wat by my is, U wat in my is, U help my, ek staan op. Hierdie emosionele, dit wat ek sien, wat is emosies? Wat is jou verstand? Wil, verstand, emosies. Wat is emosies? Hoe functioneer emosies? Dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit wat jy proe, dit wat jy voel, en al wat Satan maak, hy laat jou dinge sien, hy laat jou dinge hoor, en al wat gebeur is, emosioneel word jy onderste boog gegooi, net wanneer jy dink jy is weer op jou voete, dan kom jy met 'n volgende ding, en is alles leuns. En wat gebeur? Jy en ek en ons lê, God sê, eindelik, broeders, seuns en dogters, staan op uit die slaap uit, man. Word wakker. Hoe lank gaan ons 'n gedaante hê? Hoe lank gaan ons hierdie gedaante verdra? Kind van God, totdat jy nie moeg word nie, totdat jy nie keelvol word nie, totdat jy nie dik word nie, amper wil ek 'n ander woord gebruik, maar ek gaan hom nie gebruik nie, want ek is 'n man van God, ek sal nie gebruik nie, maar totdat jy hier is, wil ek vir jou sê, totdat jy nie op daai punt kom nie, sal jy nie wakker word nie, sal jy nie kragtig word in die Here nie. Totdat jy nie sê, hey, Satan, enough is enough nie. Ek gaan wandel in verlossing. Ek gaan wandel in waarheid. God het my losgemaak van jou leuen, Satan. Hy het jou uitgeklee in die publiek, het hy jou uitgeklee, hy het jou onder sy voete gesit, en ek sit saam met Christus gesetel in hemelse plekke. Hy is by my en hy is in my. Ek gaan triomfeer oor elke werk van jou, Satan. Elke aanslag wat jy na my kant toe gooi, sal ek triomfeer, want my geveg is nie vlees en bloed nie. My geveg is nie vlees en bloed nie. Kind van God, godsdienstige geeste, hou jou kragteloos. Hulle lyk mooi, hulle kom mooi na jou toe, en weet jy, hulle manifesteer mooi in en deur jou, en vir die ander ouens wat nie die gees van die Here het nie, hulle word verblind, hulle word beïndruk. Dis hoe die gees te werk. Maar die heerlikheid van God, die fontein van lewende water, borrel nie op nie, en want dit gee nie lewe nie. Iemand wat in die dood sit, kan ons nie lewe gee nie. Al wat hy voortbring is dood. Maar iemand wat in die lig is, bring lig. Hy bring lig, sodat iemand wat in die duisternis sit, dat verlig kan word. En in die hele nag, van gestalte van hulle gaan slaap tot vanoggend toe, woel hierdie boodskap in my gees. God sê, vat autoriteit, seun. Leer my kinders om autoriteit te neem. Ek het begin bedien oor godsdienstige geeste. Ek het 10 punte uitgelig. Hoe hierdie godsdienstige tekens wat hulle kenmerke is. En ek gaan dit nie vanoggend hê, jy kan na die video gaan kyk.
as op YouTube gaan kyk daarna, godsdienstige geeste. Begin met hom kyk. Moenie rond in bond spring nie, volg hulle datum vir datum. Godsdienstige geeste. Toe het ek gepraat oor die hindernis wat die vloei van aanneming keer, die gees van disloyaliteit, die Absalom gees. Wanneer raak jy disloyaal teenoor jou man? Wanneer raak jy disloyaal teenoor jou vrou? Wanneer raak jy disloyaal teenoor die gemeente van die Here Jesus Christus? Wanneer raak jy disloyaal teenoor jou werk? En so kan ek aangaan, maak nie saak wat dit is nie, is wanneer ek en jy ons voet in aanstoot gesit het, wanneer ek en jy aanstoot neem, maak nie saak wat die saak is, die skandalon, die stryk word vir jou gestel, ne, en jy word gevang met aanstoot, en so daar aanstoot in jou lewe kom, ne, kind van die Here, dan kan jy nie meer in die lig wandel nie, dan wandel jy in die leuen, jy wandel in duisternis, want Satan kom met en nou gaan hy jou emosies, hy gaan jou brein aanval, en wanneer hy jou brein aanval, dan begin hy jou met jou denken, en dan begin jy te dink, want jy het aanstoot geneem, en enige iemand wat aanstoot neem, dis iemand wat seer het, want hierdie seer word geskep, die skandalon, hoe Satan jou vang. As jy nie weet wat 'n skandalon is nie in die ou tyd, het hulle diep gate gegrawe, en ook in die oorlose tyd, het hulle diep gate gegrawe, en dan het hulle houtpenne wat in die gat ingedruk, wat baie skerp is, skerp gemaak is met die skerp penne boontoe, en dan het hulle 'n stuk vleis daar neergesit, op die skerp penne, dat hulle die gat bedek. Dis die skandalon gewees, nou kom die dier, en dan ruik hy na die vleis, die vleis is die skandalon, maar die effek is die pyne, die pyle, die pale, as die dier inval, dan val hy in die skerppunte in, en dit dring hom, en dit bring pyn, en enig iemand wat pyn het, kind van God, jy reageer onstabiel. Kyk maar wanneer jy pyn het, hoe maklik kom woorde van dood oor jou lewe, oor jou lippe. Kyk hoe maklik begin jy te praat oor negatiewe dinge. Hoe maklik begin jy dinge te praat wat nooit so was nie. Maar omdat jy dit gepraat het, skep jy vir jou vrug. Dit was nie so gewees nie, maar jou woorde skep vir jou dit. En dit kom na jou toe. Maak het sin, kerk? Maak het sin? So die gees van Absalom, dis 'n gees van disloyaliteit, en hy kom met aanstoot. Hy kom met aanstoot. Die volgende ene, die Jezebel gees. 'n Jezebel gees is nooit op die voorgrond nie. Altyd van agteraf, soos 'n klein brakkie wat kef. En die groot hond sê, waar. Kind van die Here, ek wil jou vanoggend sê, in die naam van ons Here Jesus Christus, die Jezebel gees wil altyd domineer. Hy wil altyd manipuleer, hy kan deur 'n vrou of 'n man werk, hy het 'n vrou se naam, maar die voorbeeld hoe hy opereer, hoe hy uitgeklee is die Jezebel, maar dit kan die manne ook werk. Kan die manne ook werk? Manipuleer. Let op na jou lewe wanneer jy begin manipuleer om jou sin te kry, om iets in die hande te kry, om te manipuleer, dan moet jy verstaan, dit is 'n verkeerde gees. Want jy gaan iemand manipuleer en jy gaan iets kry ten koste van iemand anders, dan gaan jy dit kry en jy wil dit hê ten koste. Dit is so mooi, ten koste, en jy kan nooit, maar nooit jou geluk bou op iemand anders se ongeluk nie. Jy kan dit nooit, maar nooit nie. Luister vanoggend na wysheid, luister vanoggend na waarheid vanoggend. Jy kan nooit jou geluk bou op iemand anders se ongeluk nie. Never. Maar dis hoe die gees werk. Gees van manipulasie. Ek wil hê ten koste van iemand anders. Ek vat dit hier en daar saam. U moet na die hele boodskappe gaan luister na. Dan het ek gepraat oor die Kain gees
Wat keer die vloei van God se heerlikheid in en deur my in jou lewe? Wat maak my en jou onvrugtig, onbruikbaar? Kain, hy maak sy broer Abel dood oor 'n, die Engels gebruik die mooi, oor 'n act of worship, oor 'n daad van aanbidding. Al twee van hulle bring 'n offer aan God. Kain bring die pampoene en hy bring die aardappels en hy bring die wat ook al. Abel bring die vet van die dier. Jy sien, want al twee van hulle was onderrig gewees. God neem Abel se offer aan. Kain se offer word verwerp. En toe verwerping kom, luister mooi, kyk, hou jou dop in jou eie lewe, wanneer jy verwerp voel, dan moet jy versigtig wees, jy moet baie versigtig wees, dis 'n Kain gees, wat jou nou in die hande wil kry. Want niemand van ons wil verwerp word, almal wil aanvaar word. Nou kom hierdie gees, kom hy na Kain toe, verwerping. Want die Bybel sê in Genesis, hy sê, as jy sy kop het gehang, wanneer hang jou kop? Wanneer jy moedeloos is, wanneer jy verwerp word. En sy kop het gehang. En gewoonlik wanneer jy verwerp word, dan wil jy nie woorde hoor van waarheid nie. En hierdie broer Kain gaan na sy broer Abel toe en sê, maar het jy gesien wat God met my doen? En wat maak Abel? Sê, maar hey, my broer, doen die ding reg. Dan gaan daar seën vir jou kom. Jy kan maar daarop kyk, iemand wat aanstoot geneem het, iemand wat in verwerping lei. Luister nie na goeie raad nie. Hy maak sy broer dood. Nou kan jy maar daarop let, kind van God, iemand wat gevang is, iemand wat getrek is deur 'n Kain gees, word altyd 'n geestelike traveler. Hulle het nooit vrede nie. Dan kom hulle by hierdie gemeente. Dan trek hulle aan die volgende gemeente. Daar's geen rus in hulle nie. Hulle het geen vrede in hulle nie. Totdat hulle nie met daai gees deel en vrykom nie. Kind van die Here, die Bybel sê, Kain het 'n geestelike swerwer geword. En daai gees, jy wil nie so wees nie, maar daai gees dring jou om te swerf. Dan hier, dan daar, dan oralste is jy. Sien, dis wat hierdie moordenaars gees Kain maak. En wat gebeur? Nou begin jy, met hierdie tong van jou, nou begin jy mense doodmaak. God vra vir Kain, waar is Abel? Waar is jou broer Abel? Kyk hoe reageer hy teenoor God. Is ek my broer se oppasser? Is ek my broer se oppasser? Sien, kind van die Here, iemand wat gevang is deur 'n Kain gees, wat 'n Kain gees in sy lewe toegelaat het, sal jy agterkom, hy maak maklik mense dood met sy tong. Met woorde wat hy spreek. Dis hoekom hulle noem hom 'n moordenaars gees. Dan het ons gepraat, kind van die Here, want eintlik moet ek en jy kragtig word. Hierdie boodskap, 'n kind van die Here, kom van die hemel af. Wat die kerk gewaarsku word. En ek moet agslaan, want jy kan met my stry, maar jy sal met my moed saamstem, ons word daagliks gevang deur hierdie geeste. En ook sê Paulus, hy sê eintlik broeders, susters, seuns en dogters, word nou kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Jou worstelstryd is nie vlees en bloed nie. Maar jy word nie vrygestel van hierdie aanslag nie. Maar wanneer jy hulle oorwin het en staande gebly het, dan word God in deur my en jou lewe
vereer en verheerlikend vir God. Dan vloei die gees van oorwinning. Hy borrel uit jou gees uit op en hy bring oorwinning oor baie mense. Sien, jy kan net mense help as jy self in oorwinning lewe. Hierdie Korag gees is in die orde. Jy moet verstaan vanoggend, gemeente toehoorders. Hierdie geeste is nie beperk net tot die kerk nie. As tot die huisgesin, by jou werk en jou vriendekring, reg en oralste manifesteer hierdie geeste. Hierdie Korag gees, in Numeri kan jy lees. Korag, Datan en Abihu kom hulle. En hulle lei 'n rebellie teenoor Moses en Aaron. Wie het vir Moses en wie het Aaron aangestel in die posisies wat hulle was? Wie het vir Moses aangestel daar by die brandende bos in die woestyn? Wie het hom geroep? Wie het hom openbaar gemaak aan Moses? God het. Moses is nie gekies deur geheime stembriewe nie, of handopstemming en sê, almal aangins, almal wat nie gaan sê, nee. God het vir Moses aangestel. God het Moses gekies. Wie het vir Aaron aangestel? Toe Moses sê, maar Here, ek hakkel. Nee, toe sê Here, moenie 'n verskoning soek nie. Ek gaan vir jou 'n Aaron gee. Ek gaan vir jou 'n profeet gee wat namens jou praat. En sy naam is Aaron. Hier kom Korag, Datan en Abihu. Hier kom hulle en het voer 'n rebellie teenoor leierskap. Jy weet wat die uiteinde van hulle was. En hierdie manne vat 250 vername manne. En hy voer 'n rebellie. Maar toe God met hulle deel, hulle uiteinde, ek wil hê jy moet verstaan, hierdie godsdienstige geeste sal nooit openlik kom na jou toe. Hy kom met 'n leuen. En hierdie 250 manne en, ek wil hier moet mooi hoor, hulle vrouens, hulle kinders, kleinkinders, hulle diere en hulle besittings, die Bybel sê, die aarde het oopgemaak en al die mense het lewend na die doderyk toe afgetaal. Lewend. Doderyk toe. Hierdie godsdienstige geeste se doel is om jou dood te maak. Is om hulle wil nie die heerlikheid van die Here moet in en deur jou manifesteer nie. Hulle wil nie hê dat jy moet funksioneer in die krag en in die salwing van God se gees nie. Dis hoe hulle keer. En dis hoekom Paulus sê, hy sê eindelik broeders, word nou kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Dan sê hy sê trek die volle wapenrusting. Ek wil vir jou volgende mooi sê in die naam van Jesus. Jy kan my helms op jou koppie sit man. Jy kan maar vir jou 'n borswapentjie maak. Jy kan maar vir jou 'n beltjie aan sit, jy kan skoene aan sit, jy kan 'n skild vat en geloof en jy kan die swaard ding spat wat die woord van God is. Jy kan maar optree soos jy wil, soos 'n kaartmannetjie. Ek wil jou volgende sê in die naam van Jesus, hierdie wapenrusting is 'n persoon en sy naam is Jesus. Totdat Jesus nie in jou is en jy in Jesus is nie, gaan hy hom nie openbaar maak aan jou nie. En dis hoekom die kerk sit met 'n geweldige probleem. Hulle sit met soveel dogma, maar verskoning, hulle het nie openbaring van Jesus nie. Dis wat Jesus sê in Johannes,
Hoofstuk 14 vers 19, 20, 21 sê, hy sê, in die dag sal julle weet, ek is in julle en julle is in ons. Ek en die Vader, my ons en julle in ons. En as julle my gebooie bewaar en nakom, sal ek my aan julle openbaar. So as jy wonderwerke, tekens en genesings wil sien, as jy die koninkryk van God wil sien, as jy die manifestasie van oorwinning wil sien, waar moet jy jou bevind? In Jesus Christus en hy en jou en jy en hom. Hy sal hom openbaar maak as jou verlosser. Hy gaan hom openbaar maak as jou geregtigheid. Hy gaan hom openbaar maak, jy sien, want ek en jy het nodig om te verstaan, die openbaar maak, dis 'n ander boodskap, maar ek gaan dit ook nog nou sê. Hy sê, want geregtigheid is a right standing before God, asof jy nooit gesondig het nie. Huh? So ander woorde, pastoor, daar is nooit veroordeling nie. En mag jy, broer en suster, wat so lekker Johannes 8, vers 1 en 2 daarlangs gebruik gesê, vir hulle wat in Christus is, daar geen veroordeling nie, vir hulle wat na die Gees wandel, en nie na die vlees nie. Kom in die vlees, jy kan by Christus wees, manifesteer in die vlees in sonde, dan sal jy agterkom, die veroordeling kom. Jy is nie vrygeskeld van daai veroordeling nie, jy moet in die Gees bly, en nie in die vlees nie. Die vlees, altyd veroordeling. Kan maar 'n goeie amen kry op hierdie waarheid. Dis waarheid. Hierdie Korah gees is 'n vieslike gees. Die Leviathan gees, die gees van verwarring. Kind van God, as daar 'n tyd is wat die kerk verwar is dit nou. Hierdie Leviathan gees, hierdie slang gees, verwar nie net die mens nie, maar hy mislei hom ook. Verwarring en misleiding is een. Jy dink jy's reg, maar jy's mislei. Jy dink jy's wakker, maar jy slaap. Jy dink jy die gestalte van Christus, maar meentlik is jy nie dood. Sien, hierdie gees, hierdie Leviathan gees, jy kan hom nie uitklee in jou eie krag nie. Daarom moet jy kragtig word in Jesus Christus en in sy krag. Dis wanneer die gees van die waarheid wat by en in jou is, luister mooi kind van God, luister mooi, hy is by en in jou, jy moet swaar leun op hom, want hierdie gees van verwarring, gaan dit vir jou dinge bring na jou toe, en jy gaan dink jy is reg, maar jy is nie reg nie. Hy gaan jou mislei. Jy loop uit op jou man, jy loop uit op jou vrou, jy loop uit op jou broers en jou susters, jy stap weg, en jy dink jy is reg, en hulle is verkeerd, want dit is jy verkeerd, en want jy is gevang deur hierdie bose gees. Liefde is 'n besluit, en ons wil dit emosies maak. Ek sê liefde is 'n besluit, en Satan sal dit emosies maak vir jou. Hierdie Leviathan gees bring verwarring, en Adam en Eva val. Adam en Eva val vir hierdie gees, hierdie slanggees. Dis hoekom vir ons sê in Jesaja, hy sê vir ons, hy sê, in die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking bring oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot waters is. Waarheid is, dis die gees van waarheid. En ek gaan afsluit, Johannes hoofstuk 14, vers 17 sê Jesus,
Hy sê in die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie, want hulle sien hom nie. Maar julle, wat tot wedergeboorte gekom het, 'n waaragtige Heilige Gees wedergeboorte ondergaan het. Kind van God, hy is by en hy is in jou. Wanneer verwarring hierdie gees kom om jou te verwar, wanneer jy voel, maar gaan dit nie maak nie. Want dit is hy gees van verwarring wat na jou toe kom en sê, maar ek gaan dit nie maak, die dinge kan nie uitwerk nie. As ek kyk na die omstandighede, kan nie uitwerk nie. Want ek jou volgende sê, God sê, daar's niks wat vir my onmoontlik is nie. Dis waarheid. Want wanneer jy na omstandighede kyk, deur die oë van die vlees, dan skop die brein in, en dan skop die verstand in, dan skop die emosies in. En daai emosies skep vir jou alleen. Want die woord sê, jy is tot alles in staat, die Christus wat vir jou die krag gee. Jy is die meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Hy sal in elke behoefte sal hy onderneem, sal hy voorsien. Jy is die kop en jy is nie die staart nie. Kan julle sien hoekom hierdie gees van verwarring, hoekom hierdie gees van misleiding? Kom en ek sluit af. Kom Paulus in Efesiërs 6 vers 10 sê hy sê eintlik broeders en susters, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Vers 13 sê, nadat jy die stryd gestry het, hierdie leuen wat Satan na jou toe bring, deur jou emosies, deur jou verstand, deur jou denke, moet uitgeklee word, deur God Heilige Gees, en daarom moet jy kragtig word in hom, wat by en in jou is. Waar God jou seën, waar God vir jou 'n oes gee op hierdie woord, geliefde toehoorders, wanneer jy daarna luister en jy sien omstandighede, maar God jou help, maar God jou genadig wees. Mag jou oorwinning oorvloedig wees. Mag God verheerlik word. Mag jy en ek in die kerk wees tot lof van sy teenwoordigheid wat in en by my en jou is. Jy is nie bestem vir die dood nie, jy is nie bestem vir die nederlaag nie. Jy is bestem vir die meer as oorwinnaar in Jesus mooi naam. Amen. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir u Gees. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet dat u God is en dat u nie 'n mens is nie. Vader, dat u die hoë is, dat u die verhewene is. Dat u die blinkmoere ster is, die soete roos van Saron. Ja, die liefling van ons siele, my God. Ewige God, vredevors. Dankie dat u in en by ons is. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Gees van wysheid. Gees van openbaring. My erfdeel, my rykdom. Wat Vader en Jesus openbaar maak, sodat ek 'n volheidslewe kan lewe. Ons eer u in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Prys